Ek wil net weens die wat op YouTube inskakel groet en sê, wees gegroet in die naam Here Jesus Christus. En jy is so welkom om hierdie klip te kyk. Ons het so ver gegaan om ons gemeente liggaamnaam hier te sit en telefoonnommers as jy ons wil kontak, dit is meer as welkom. En dan ook, as jy in die koninkryk van God wil saai, daar is ons bankbesonderhede, doen dit gerus en dan is dit direk gesaai. Kom ons sit net so en dan open ons met gebed. Dankie Hemelse Vader dat ons nou tot U troon kan nader. Dat ons opgewonde kan wees om Jesus meer te leer ken. Dat ons kan weet dat hierdie woord wat vanoggend kom lewendmakend is. Dat dit nooit gespreek word en nie gaan doen dit waarvoor dit gestuur is en gesê is nie. Here, U sê vir ons in Jesaja 55 dat die gesproke woord is soos water wat in die hemel uitval, dit sal die aarde benat, maar dit sal nie terugkeer nie. Net so is U gestuurde woord. Life changing. Jesus kom openbaar Homself meer en meer, dat ons so in U koninkryk aktiewe Christene kan word, aktiewe disippels, apostels, in Jesus Christus naam. Amen. Die tema wat die Here op my pad gebring het hierdie week is, wat beskou jy tans as 'n bate of 'n wins in jou lewe? Waar lê jou hoogste prioriteit? Ek dink dit is redelik verstaanbaar. As jy as persoon die geleentheid gegee word om te gaan sê, wat en wie is die belangrikste in jou lewe? En jy moet dit kategoriseer. Ons is so lief om 'n ding 'n review te gee deesdae, of 'n rating. En is dit 5 sterre of 4.8 of 4 of 3? O nee, hy is 'n loser, ons gee hom 1. Hoe sal dit wees as jy dit moet doen? Die woord sê vir ons, 'n ware kind van God se nommer 1 is God. Die drie-enige God. Ek wil nie gaan spesifiseer en sê net Jesus Christus nie. Hy is 'n drie-enige God. Hy het dit weer so beklemtoon vanoggend in die stelling, dis net nie waar nie. En dan kom met jou eggenoot. Sorry kinders, jy's daar. En dan jou werk en dis meer. Ek dink, ek kan nou sê amen, kom ons luister. Dis waar die hele kruks van hierdie saak staan. Dis die essensie van dit alles. Ek gaan kyk in die verskillende vertalings en Bybels en wat. En ek kyk na die opskrifte van Filippense 3, want die woord van vandag kom met Filippense 3 uit. En die New King James Version sê, all for Christ. Dog, yes, dit klink cool. Alles vir Christus. En ek kyk in die 2020 direkte Afrikaanse vertaling en daar staan kennis van Christus. Okay, dat is nie te werk. As ek nou die geleentheid gegee is, het ek dit eintlik ook so geskryf. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê die volgende: die ware geregtigheid. Dit klink so mooi, so amper asof jy in 'n koortjie gaan staan. En nou moet jy hierdie guidance kry oor wat van jou verwag word as kind van God. En dan sien ek die ou Afrikaanse vertaling, wat nou eintlik hierdie vertaling is, en daar staan die volgende: waarskuwing teen die aardse, vermaning om die vrugte van die Gees voort te bring. En ek dink, ja, dit is amper 'n versie en 'n resitasie op sy eie. En die Heilige Gees lei my om hierdie Bybel uit te ruk. Ek het nou op 'n special gekry op staan, dit is gekoop. Nie omdat ek gedink het dit gaan cool wees nie.
En daar kry ek vir my verbasing in hierdie Bybel, en daar staan die volgende. Christus is vir my die belangrikste van alles en almal. Christus is vir my die belangrikste van alles en almal. En ek dink, wow, Paulus het hier raak gevat, want as ons kyk waaroor dit gaan, hier in Filippense 3 vanaf vers 7, dan sal ons dit agterkom. Maar gaan met die geleentheid, ek gaan nou min preek vandag en 10 keer net woord lees. Maar dit gaan nie klink soos in jou Bybel, want dit is die Bybel. En daar staan die volgende skryf. Hy sê, al die dinge was eers vir my ook belangrik, maar Christus het my oë laat oopgaan. Dit het glad geen waarde meer vir my nie. Ek het besef hoe dit 'n mens se aandag kan aftrek, wat regtig belangrik is, en dit is dat ek Christus Jesus as my Here leer ken het. Jy sien, jy word gered deur geloof. Ja. Dit beteken om op hom te vertrou en op hom staat te maak en om hom te volg. Maar dit kan nie wees dat jy hom volg as jy hom nie ken nie. Hoe gaan jy net blindelings agter iets aan? En jy sê, maar ek like dit, ek wil regtig soos hierdie ou wees, en. Hy gaan verder, hy sê vers 8, dit het my laat besef, dat al hierdie ander dinge eintlik niks in vergelyking daarmee is nie. Hy doen 'n vergelyking. Hy sê, dit wat ek gehad het, is eintlik 'n wow. Jy sien, want Paulus het sy kaarte reg gespeel. Ons ken dit ons. Ek meen, ek het 'n aanloop in die lewe gehad. Ek meen, vir 40 jaar het ek in die rigting ingeduiwel. Totdat God die maatjie onder my voete uitgeruk het en toe sê, Jesus, nou gaan ek voluit die kant. En hy sê, dit wat hy nou het, is niks in vergelyking met wat hy gehad het. Hy sê, vandat my pad Jesus sin gekruis het die hele manier waarop ek na die dinge gekyk het, verander. Jou uitkyk op die lewe raak totaal anders. En dis belangrik. Hy sê, al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd. Want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alles anders tesame. Hy sê, daarom het ek het gelos, en ek het hom gevolg. Weet julle, hoe was Paulus? Wat Saulus eers was? Hy was 'n Israeliet. Hy was 'n gekwalifiseerde Hebreë. So hy kon Hebreëus praat behalwe Aramees. Tog was hy so slim dat hy 'n skrifgeleerde geraak. Hy was 'n fariseer in die kerk. Hy het 'n stoel gehad in die sinagoge met 'n belangrike gewaad om, en hy daar gesit. Important verby. Maar net om sy dinge bietjie in die wêreld reg te bewimpel, het hy 'n Romeinse burger geword. Is dit nie amazing? Want hy was 'n sakeman. Hy het tente gebou. So hy was eintlik 'n huisverskaffer. 'n woningverskaffer. Al was dit tentwonings. En toe hierdie gier, hierdie sekte ontstaan het van Christus, soos hulle dit beskou het, toe sê hy, watch my now. En hy gaan in die Romeinse
koninkryk toe en hy kry toestemming om hulle dood te maak. I'll show them. Jy sien, dit was Saulus voordat hy Paulus geraak het en hom bekeer het. Al hierdie dinge was vir hom so belangrik, dat hy kan iewester feature, nee, jy ken die woord, ek wil tog net feature. Ja, so. Want dit is ons ding, ons is so verblind deur die vyand. Ek moet dit en of ek moet dat, en ek moet sis en ek moet so, dan blend dit in. Nee. And this, didn't you try to blend in? You did. With the clothes. So dit is hoe dit werk, mense. En Paulus sê, dis verby. Hy sê so, daarom het ek alles gelos vir hom. Wanneer God na my kyk, moet hy sien dat ek in 'n intieme verhouding met Jesus staan. Jesus het my saak met God reggemaak. Luister hier. Ons het nou net die nagmaal geniet en ons het gesê, ons glo dat ons saak nou reg is met God, want Jesus het dit kom regstel. Dit was die saak, dit was nie omdat ek so mooi na die wet geluister het nie, maar omdat ek Jesus vertrou. Vrede en goeie verhouding tussen God en mens word ervaar deur almal wat in Jesus glo. God sorg daarvoor. Een ding wil ek nou regtig graag hê, sê Paulus. En dit is om Jesus te ken. Hierdie woord ken is dieselfde woord wat gebruik word as die intieme verhouding tussen man en vrou. Jy ken mekaar se ins en outs nader dan so, jy verbaas jouself. Daar's 'n geskilletjie of 'n verskilletjie en dan sê jy, ja, ek weet, nou gaan sy so sê. Maar is dit so? Dan sê sy dit. Dan sê jy, hoeha, ek was reg. Hy gaan verder, hy sê, hy wil Jesus ken. Daardie krag wat Jesus lewend in die graf laat uitstap het, ek wil ook dit hê. Dis nie wat Jesus kom nie net vir mooi koekies aarde toe nie. Hy kom soos wat hy uit die graf het opgestaan het, opgevaar het hemel toe en hy sê vir jou, that's the way. Ek het dit reg gekry, ek het dit kom demonstreer. As jy in my glo, my krag en jy ontvang my verlossing, dan gaan jy op. Dis amazing. Niks oortreffend nie. Jy sien ons klop nou al so oor die 65. So dink jy, okay, kom ons sê nog 20 jaar. 20 jaar. Ja, nog 20 jaar. Nee. Dis nothing teenoor 80 miljard jaar wat die ewigheid is. Waar wil jy suffer? Hier of vir ewig en altyd in die hel? You choose. Ek sê vir jou, jy duiwel die kant toe of jy gaan agter Jesus aan in die ewigheid. Kies. Moenie nie dom wees. Hy sê hier so verder, hy sê, ek wil nie weghardloop vir lyding soos in Jesus se geval, wat mense dit gesien het en gaan wegkruip het nie. Hy sê nee, al moet ek sterf, sterf ek vir Jesus. Ek weet tog, vers 11, dat ek soos hy eendag lewendig uit die kloue van die dood sal wegstap. Is dit nie amazing stuk in die woord? Dis Filippense 3 vers 7 tot 11. Dis 4 versies. Hy sê, now you know my heart. So het Saulus verander en ek het naderhand my naam Paulus gemaak, wat belangrik is. Jy sien,
hier was 'n paar goedjies wat uitstaan in hierdie skrifgedeelte. Hy raak en hy raak content. Hy maak vrede dat hy in die tronk sit. Die volgende ding is, hy besef, alles wat was, is eintlik waardeloos in vergelyking met die voorreg om ons Here Jesus Christus te ken. Hoop jy volg dit? Hy het 'n probleem gehad. Jy sien, ek het dit ook gehad. Ek kon nie gaan studeer nie en ek het gesê, sonder papiere, 'n BCom, wil ek rekenmeester wees om 24 en ek het dit bereik. Ek sê, ek is lekker cool. Toe wil ek 'n bestuurder word voor 30 van 'n company, ek was dit. Maar ek was nie tevrede nie. Toe byt mammon my. En ek wil net geld, want my maale was vrek arm. En ek het polisse geskryf en beleggings gedoen en al die triks getrek. En God sê, hey, David vermoed, jy is op pad hel toe, want jy aanbid geld. Wake up! En ek het so groot geskrik, dat ek die makelaarij gesluit het. Sy dog nog, sy het 'n man wat welgesteld is, toe sê niks. Toe Paulus bevry is van die stagnasie van die wêreldse goed en die binding van die vorige jare om laat sleg voel, jy het nog niks bereik nie. Toe beleef hy oorwinning in Christus. Hy beleef 'n oorwinning in Christus, want hy ontdek dat Jesus daai verlamming van om wêreldse goed na te jaag, wegvat. Weg. En al wat uiteindelik saak maak is om Jesus te ken en hom na te streef. Hierdie verskywing van 'n fokus het 'n life-changing ding by hom gebring. En hy sê, ek het so bly geword in Christus, dis onblusbaar. Die perige gesig en die dik bekheid verdwyn. Jy sien, dit maak nie saak wat se buite-invloede daar op jou pad kom nie. Eventueel smile jy en jy sê, ek het ewig geleef. So what? Hoekom sal ek my nou hieroor verknies? Jy sien, Paulus het in die tronk. Dit was nie hoe dit nou is nie. Daar is die 3 maaltye gewees, 'n bedjie, 'n TV, in- en uitgangtye en al daai nie. Hulle het hulle gebeure in die donkerste van donkernis. Hulle kon nie eens sien waar hulle is nie. Petrus en Stefanus was ook al toegesluit. Hulle sê, hulle was daar in die diepste donkerte weggeberg. Geboei. Hulle kon nie sê, kon nou toilet toe gaan nie. Dan sê die wag, geniet dit sommer daar. Nee, maar dit is eintlik so lekker nie, ja, weet, geniet dit. Ek het toch gestres. Jou bandiet. Jy sien, Paulus het dit aanvaar. Tussen die omstandighede. Sy grootste verlange was om in hierdie swaar tye van selfs in die tronk te wees, Jesus net nog meer te leer ken. Ek wil vir iets deel. Ek en Karin en ons het nou weer die geleentheid waar ons weg van alles is. Daarin is. Net met God. En op 'n punt, toe Kenneth Copeland en Jerry Saville en Jesse Duplantis saam om te hoor
wil God die volgende jaar doen? Nou ek sê nou vir jou, hierdie is amper langer as 10 jaar terug. En hierdie het my nog steeds daarna laat uitsien dat dit kan gebeur. Want die profesie wat uitgegaan het, het gegaan oor hierdie 5 goed. God wil vir jou 'n oop deur gee. Dit maak nie saak wat jy sien as 'n oop deur nie. Dis iets om in 'n rigting in te gaan wat vir jou onmoontlik geklink of gelyk het. Vetklier het ook gesê, impossible. Die tweede ding is 'n visitasie van Christus Jesus se gees. Ek is seker, Jesus was nou hier. Die derde ding, kom hy met 'n demonstrasie. En daar's 'n bonatuurlike verandering in jou hele lewe en uitkyk oor die lewe en ander mense en sy koninkryk. Die vierde ding is 'n manifestasie. En wanneer iets gemanifesteer het wat bonatuurlik is, of jy skrik jou as af, dis 'n demoon en hier het hy gefladder en 'n deur het oop en toe gegaan. Of die lig het aan en af gegaan, jy verstaan. 'n bonatuurlike manifestasie van Christus kan ook wees, soos ek nou die dag gesê het, ek kon die alleenheid nie meer op 'n stadium hanteer nie, en ek gaan kniel by Karin se deel van haar bed, en ek sê, Here, jy sê, ek sal nooit alleen wees nie, waar is jy nou? En die volgende oomblik streel hulle hierdie paar haartjies hier my nek, want dit is aan niks. En ek skrik my so groot, want ek besef is net ek, dan moet dit die Here wees. Dit moet jou uitsien wees, om werklik waar God te beleef. En wie wat vind dan plaas? Oorwinning. Hy sê, julle is meer as oorwinnaars in Christus. Is dit iets om na uit te sien? En te sê, ek skuif my fokus. Ek is nie so selfgesentreerd, wat gaan my nou happy maak? Wat gaan nou vir my lekker wees? En ek. Ek het hier 2 goedjies neergeskryf, brief 3. Baie meer. Paulus wou absoluut in 'n intieme verhouding met Jesus leef. Nie vir sy eie onthaalwe nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, maar vir Jesus se onthaalwe, wat hom betaal en gekoop het met sy lewe. Hy wil dit doen vir God se koninkryk. Jy sien, die kingdom was afwesig totdat Jesus teruggekom het aarde toe in die vorm van 'n mens. En die volgende oomblik wil hy deel raak van hierdie kingdom, dat die kingdom 'n life-changing ding doen op aarde met mense en die geestelike dimensie, sodat die Vader se naam daardeur verheerlik kan word. Want hy sê dit in Johannes 12, hy sê, en julle sal groter dinge doen, dat my Vader se naam daardeur verheerlik kan word. Jy sien, of Paulus met Christus se opstandingskrag beleef het of nie, en of sy uithou vermoë tot die uiterstes beproef is, en min saak gemaak. Dit was vir Paulus alles, en 'n vervullende lewensreis. Ek is seker, hier sit mense wat sê, my lewe is nie vervullend. As 'n vrou, sy is 'n getuig, nou daarvan sê, 'n keer ek op my maak om haar.
Ek voel nie 'n vervulling in my lewe nie. En God praat hierdie week met my en hy sê, jou fokus, Dawie vir jou, kry jou fokus reg. Ken ons regtig Jesus? En ek wil afsluit met hierdie Engelse gedagte en ek het lank terug in my ander Bybel geskryf en gesê, it is not based on knowing about Christ. Hierdie verhouding, hierdie intieme verhouding om Jesus te ken, gaan nie oor knowing about Christ. Jy sien wat die Bybel sê dit vir jou. Hy gee vir jou hier klomp inligting. It's all about knowing about Christ. It is all about experiencing. Daai tyd wat jy gereed en afsonder aan een kant sit en sê, Here, nou sit ek en jy. Ek wil jou experience, ek wil jou beleef. Die persoon wat ek hierdie van aanhaal het gesê, it is his almighty powers that is life change. En ek besef die tye wat ek spesiale tye met God beleef het, wat so spesiaal is, dis net tussen my en hom, het my kop sy gedagtes verander. Ja, toe het Tommy Ten die boeke geskryf. God searches. Die soeke na Christus. En die tweede boek was God catches. Ek sê weer, as jy so boek raakloop, ek het dit al baie keer gesê, koop het, sal dit vir jou teruggee. Myne is gone. Ek het dit al gesê, het sy nie gekry nie. Jy sien, God wil hê jy moet hom soek. Dit is nou nie 'n grap nie, dit is 'n demonstrasie. Dit is soos 'n oupa van 'n kleintjie sal wegkry. Jy sien net so 'n stukkie van hom. En dan is dit vir oupa wonderlik of vir ouma, hierdie kleinkind soek hom. En dan volgende keer is dit nog minder. God dink en sy motief is dieselfde. Hy wil regtig jou hart ken om te besef, hoe intens soek jy hom? Hoe intense verhouding wil jy met hom hê? Dis al. Dis waar die lewe. Hy is die wins, hy is die baat in jou lewe. Hy is die nommer 1. Hy is die alles. Kom ons lê dit. Here, ons wil vanoggend kom en sê, vergewe ons oor ons fokus. Want ons weet, as ons U ken en het, net soos Josef, of in die tronk was of hy 'n slaaf was, hy was suksesvol. En eventueel was hy tweede in bevel van Egipte, direk onder Farao, en hy was nog steeds suksesvol. Dankie Jesus, dat ons nie daaroor hoef te worry nie. Dat ons net U kan volg vir die goeie herder is, en dat ons op so 'n manier hierdie lewe kan leef, tot eer en verheerliking van God die Vader se naam, en ons spreek dit in Jesus Christus. Amen.